Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here dankbaar dat hy vir ons deur nog 'n bedrywige week gedra het, en dat die Here ons gebring het op hierdie Vrydagmôre, en dat ons vanmôre kan stil word so rondom sy woord. Ons is tans besig met die gedagte kosbare gebede om te bid. Gister vir u inleidend gesê, dat ons dit nie altyd maklik vind om te bid nie, en dat baie kinders van die Here stoei om te bid, en ons het vir u die gedeelte uit Romeine 8:26 en 27 gelees, en ek dink vanmôre so aan hierdie Halleluja lied, wat ons so dikwels sing. Dank Heer vir ure van gebed, waarin u my van sorge red. U nooi my na die hemeltroon, waar ek mag gaan om hulp betoon. Ek het vir u gister gesê, van die persoon wat my gekontak het, om vir my te sê hoe hulle sukkel om te bid, en hulle dink terug aan die pa wat so gewonderlik gebid het, en hulle sukkel om woorde te uiter voor die Here. En wat nog te sê van 'n uur van gebed. En ag vriende, die tweede versie is so mooi, dank Heer vir elke bede stond. Dit voer my op gewyde grond. Tot Jesus wie se trou vir my van eeu tot eeu onwrikbaar bly. U sien vriende, is nie nodig om vir ure aan mekaar te bid nie, maar is nodig om te bid met 'n hart van opregtheid voor die Here. Ek het vir u gesê, daar kom tye wat ons selfs nie eens woorde voor die Here kan uitspreek nie, en dan is hierdie wonderlike gebede in die Bybel opgeteken, geïnspireer deur die Heilige Gees, en wat ons ook op ons beurt kan bid, en kosbare waarhede daaruit kan leer, en hierdie waarhede tot God terugbid, en vir hom dank en eer en loof en prys vir wie hy is. Ag vriende, daar is so baie gebede in die Bybel. Ons dink aan die gebed gister van Dawid, 1 Kronieke 29 wat ons hanteer het. Ons dink in Nehemia, is daar Nehemia 1, Nehemia 9, gebede wat opgeteken is. Daniël die 9de hoofstuk. Ons dink aan Jesus in Getsemane. Ons weet self hoe hy gebid het. Ons dink aan die Johannes 17 gebed, en dan in Handelinge die 4de hoofstuk, daarvan af vers 24, hoe die kinders van die Here gebid het. Die Bybel sê vir ons in Efesiërs, daar in die 3de hoofstuk, ons gaan dit vanmôre 'n bietjie hanteer, en dan weer in die boek Timoteus, en wonderlike gebede, en u kan net op u foon ook net insit, al die gebede in die Bybel, en u gaan kosbare gebede vind. En ek gaan vanmôre net deur een of twee van die gebede werk, om net vir u te begelei, hoe kan ons hierdie gebede dan inkorporeer in ons geestelike lewe, in ons daaglikse gebedslewe, sodat ons kan leer wat ons moet bid, hoe ons moet bid, om ook God te verheerlik, en dat ons ook vanuit hierdie gebede ons harte kan rig na die troon van genade. Nou vriende, in die boek Nehemia vind ons die baie besondere man, wat dan ook hierdie slegte tyding gekry het, dat dit nie goed gaan met die volk in Jerusalem nie. En die Bybel sê vir ons, toe hy hierdie slegte nuus gehoor het, en vriende, hoe dikwels hoor ons nie slegte nuus nie, en die vraag is, wat doen ons daarmee? Die Bybel sê toe Nehemia hierdie slegte nuus gehoor het, die Bybel sê vers 4, Nehemia 1 vers 4, en toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en ween, en ek het daarlank getreur, en ek het gevas en gebid voor die aangesig van die God van die hemel, en gesê, ag Here, God van hemel, groot en gedigte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat u liefhet en u gebooie onderhou, laat u oor tog opmerksaam en u oë oop wees om te luister na die gebed van u knegt, wat ek vandag voor die aangesig bid, dag en nag vir die kinders van Israel, u knegte. Ag vriende, wat vir my mooi was in die eerste plek, wat ons in hierdie gebed leer is, dat toe die slegte nuus na Nehemia se kant kom, het hy homself na God gerig. Hy het homself onttrek van die gejaag van die lewe, van al die stemme van buite, en hy het voor die Here gebuig, en hierdie nuus was vir hom so oorweldigend, dat hy selfs geween het, en die Bybel sê vir ons, vir 'n tyd lank gevas, en dan ook gebid het, en hoor sy gebed, hy begin en hy rig sy hart tot die God, wat hemel en aarde geskaap het, die groot en gedigte God, wat getrou bly tot in ewigheid. Die Bybel sê, vriende, dat God is getrou. Alles ons ontrou, hy bly getrou, hy kan homself nie verloon nie. En nou hoor wat Nehemia sê, Here, ag, laat u oor tog oop wees vir my gebed, en rig tog u oë op u knegt, sien my raak, in my tyd van droefheid, in my tyd van gebed, hoor en luister na my gebed, ek is u knegt. Is nie 'n mooi gesindheid vir u nie. Vriende, ons kom baie keer na die Here, asof ons vir die Here wil voorskryf, as ons vir die Here wil sê, Here, luister dit en dit en dit wat ek wil hê, en 'n antwoord asseblief vir my, en as die Here nie antwoord soos ek wil hê moet antwoord nie, is ek kwaad vir hom. Dis nie die gesindheid van Nehemia gewees nie. Dit was 'n diensknegt wat voor die Heer gebuig het, en van hom gevra het, neig u oor tot my. Ag, kyk na my in my droefheid, hoor my, luister, antwoord na die rykdom van u genade en barmhartigheid. Vriende, jy is baie welkom
om verder hierdie baie besondere gebed te lees. Ag, ons kry nog 'n gebed daar in Handelinge, die 4de hoofstuk. Ek lig letterlik net so 2 of 3 vir u uit. Maar in Handelinge, die 4de hoofstuk, sien ons die kinders van die Here. Die Bybel sê dat Petrus en Johannes was voor die Joodse raad en die Joodse raad het hulle gedreig en nou lees ons in Handelinge die 4de hoofstuk vanaf die 24ste vers. En toe hulle dit hoor, het hulle eendragtig die stem tot God verhef en gesê: Here, U is die God wat hemel en aarde en die see en alles wat daarin is gemaak het. Wat deur die mond van U knegt Dawid gesê het: waarom het die nasies gewoed en die volke nietige dinge bedink? Kan U agterkom? In hulle gebed hier quoteer hulle die skrif, dit wat Dawid gesê het in die Ou Testament. U sien, dit is gebed. Gebed is om God se woord terug te bid tot hom. En nou praat hulle verder van, want waarlik Herodes en Pontius Pilatus het saam met die heidene en die volke van Israel vergader teen U heilige kind, om alles te doen wat U hand en U raad vooraf bepaal het om plaas te vind. Eenvoudig wat hier gebeur is, dat die vroeë kerk gesê het: Here, U is soewerein. Selfs die kruisiging van Christus was van ewigheid af deel van God se raadsplan gewees. En nou vers 29, en nou Here, let op hulle dreigemente en gee aan U diensknegte om met alle vrymoedigheid U woord te spreek. Dis nie vir U wonderlik nie. Hierdie vroeë testamentiese kerk word gedreig en as hulle nie ophou met die evangelie verkondig nie, sal hulle doodgemaak word. Hulle sê: Here, gee ons vrymoedigheid. Dit is wat ons kan leer uit hierdie gebede. En dan 'n laaste gebed ter wille van die tyd. Vriende, die pragtige gedeelte daar in die boek Efesiërs waar Paulus vir hierdie gemeente bid, Efesiërs 3 vanaf vers 14. Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus deur alle geslagte tot in alle ewigheid. Hier kom die apostel Paulus in 'n bid eenvoudig, vriende, dat hierdie mense gewortel en gegrond sal wees in die waarheid. En ek kan dit doen. Vir die Here te sê: Here, soos Paulus vir hierdie gemeente gebid het, dat hulle geanker in die waarheid sal bly, dat hulle die hoogte en die breedte en die lengte en die diepte van God se liefde vir hulle te kan verstaan, bid ek ook dat U my hart sal open, dat ek dit kan verstaan. En ag vriende, soos ons deur hierdie gebede werk en lees, en vers vir vers die kosbare waarhede daaruit bid, so leer ons bid. So gaan gebed vir ons makliker raak. Ons gaan met groter vrymoedigheid bid, en dit gaan nie vir ons 'n kliniese, koue oefening wees wat ons afhandel nie, maar 'n hartsgesindheid, waar ons vanuit ons hart bid en God so verheerlik. Ek hoop dit was vir u tot seën en tot versterking en tot opbouing van u geloof, om ook te sien dat ons nie nodig om te sukkel in gebed nie. Ons kan ons hart uitstort voor die Here, en wanneer daar moeilike tye kom, kan ons net sê: Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, so op die aarde. Here, gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde soos ons skuldenaars vergewe. Ons lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid, van nou af tot in ewigheid. Amen. Vriende, groete vir u. Mooi dag verder.